Die ander dag vertel iemand vir my hoe hulle kleintyd vir mekaar gedeer het om in die nag met donker maan deur die begrafplaas te stap. Hoekom is dit so dat ons so bang is vir die donkerte? Want in die donkerte kan jy nie ver voor jou sien nie. Jy is net bewus van alles wat hier rondom jou is. En omdat jy dinge nie kan sien nie, begin elke geluid wat jy hoor iets word wat jou bang maak. Sit daar weer saam die spooke van die begrafplaas en dan het jy nou 'n goeie resep vir 'n baie groot bang. Daarteenoor in die lig lyk alles anders. Ons kan ver voorsien rondom ons sien en nie net dit nie, die spooke slaap ons in die dag. En dit is presies wat Jesus kom doen het. Hy het die duisternis kom verdryf sodat ons as kinders en mense van die lig elke dag met hoop kan lewe. Baie welkom weer by jou Sondag stil word en ons tema vandag is 'n mooi môre. Johannes 1 vers 9 en 10. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Vanoggend wil ek begin met 'n interessante vraag. Ek wil vir jou vra, dink bietjie aan die donkerste donker wat jy nog ooit in jou lewe beleef het. Daai donkerte wat so stikdonker is, dat as jy jou hand so voor jou hou, dan kan jy nie eens jou hand sien nie. Dink bietjie, waar het jy dit so beleef? Baie keer vra mense vir my nou maar, waar is die hemel? Dan sê ek vir hulle, die hemel is waar God is. En waar God is al die kwaliteite en eienskappe wat God is. Dit wil sê, in die hemel is daar lig, liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, blydskap, al die wonderlikste dinge waaraan jy kan dink. Maar waar is die hel? Die hel is waar God nie is nie. Dit wil sê, die afwesigheid van alles wat God is. Nou dink jy nou net in, so donker soos wat jy al beleef het, dat jy nie jou hand voor jou oë kan sien nie, om in so 'n wêreld te leef. Om in so 'n wêreld te leef waar daar geen liefde is nie, net haat, net baklei, net vrees. 'n Plek waar daar niks gaan wees van die mooi wat God is en wat hy gemaak het nie. Nou in Johannes 1 word hierdie wêreld waarbinne ek en jy lewe, beskryf as 'n duisterniswêreld. Hy sê die lig het na die duisternis toe gekom en die duisternis wou dit nie gehaat het nie. Want jy sien, wanneer lig kom, word alles wat in die duisternis is, gedoen word en al die ander donker dinge, word in die lig ingebring en dan kan dit gesien word vir wat dit is. Maar die donkerste plek waarna ek en jy kan dink, is die duisternis wat in mense se harte was. Want jy sien, daardie duisternis het veroorsaak dat die wêreld rondom ons so in chaos is. En ek hoef jou nie te oortuig daarvan nie. Kyk net rondom jou, wêreldwyd, landswyd, en jy sal sien, dis nie 'n mooi prentjie nie. Maar ons kan dit sien, omdat dit nie heeltemal stikdonker is nie. Maar daardie stikkend in ons wêreld, is die resultaat van die duisternis in mense se harte. Dis mense wat stikkende dinge doen, vanuit die konteks waarbinne hulle is, vanuit die duisternis waarna hulle luister, wat hulle hoor, en wat rondom hulle is, beïnvloed hulle gedagtes, en op die einde van die dag, vanuit 'n donker hart, begin hulle donker dinge doen. En die duisternis in ons harte werk soos 'n donker bril. Die oomblik as jy donker bril opsit, word alles donkerder. Jy kan beter sien, die lig is nie meer so skerp nie, maar alles word donkerder. En wanneer mense vanuit donker harte lewe, is hulle kyk na die wêreld, alles donker, met 'n
ek-gerigtheid, 'n ek wil hê. 'n Wêreld waar binne elkeen net vir homself sorg en soos 'n klein kindertjie speelgoed bymekaar maak. Ek wil net hê. Daarenteen, die lig wat Jesus gebring het, is 'n lig wat inskyn. Soos Johannes sê, in elke hart in. In elke mens, hy het elke mens kom verlig. Hy het nie net die wêreld kom verlig nie, hy het die mens se harte kom verlig. En ewe skielik het die mens bewus geword van hierdie ekkigheid hier binne. Hierdie ding van ek kyk net altyd na myself. Hierdie ding van ek is die middelpunt waar rondom alles draai in die wêreld. Nou om te verstaan waar kom die donkerte vandaan, moet ons terugwerk Genesis toe. Die mens het saam met God in die tuin gewandel, hy het in sonde geval en ewe skielik het die duisternis in sy hart kom leef. En van daaruit het almal rondom die mens net mekaar gas gegee, die wêreld het 'n onsmaaklike slegte plek geword. Maar reg deur die geskiedenis van die mensdom was daar sulke weerligstrale van hoop. In 'n pikdonker nag is daar die weerligstraal so die donkerte deurklief, het God by monde van die profete en by monde van 'n klomp ander mense net gesê dat die hoop aangekom is, dat daar lig, liefde, alles wat positief is, aangekom is. En dit is die wonder van God se liefde, is dat hy juis sy seun gestuur het, nie net as 'n tydelike vinnige weerligstraal nie, maar as die ewige lig wat na hierdie wêreld toe gekom het. Die lig wat elke mens se hart sou verlig, dat hy sou kon sien wat maak saak in hierdie lewe. En daarom is dit die wonder. Ons is mense met hoop, want die een wat die hoop gebring het, Jesus het gesê, ek is by julle. Hy het sy gees gegee om in ons te woon, om daardie hoop lewend en wakker te hou. En daarom is dit so wonderlik om te weet, daar is hoop. Maar daar kan alleenlik hoop wees, as ek en jy ook die gees van God toelaat, om binne in ons harte die duisternis te verdryf. Dan haal hy die donker brille af. Dan kan ons begin sien mos. Al hierdie dinge waar ons so vasklou is dinge wat net hier gaan bly eendag. Dan kan ek en jy mos sien, dit gaan oor soveel meer as net hierdie klein bietjie tyd binne hierdie werklikheid wat ons lewe, dat dit gaan oor 'n ewige lewe waar ons vir altyd binne die lig, binne die liefde, binne alles wat God is, vir ewig saam met hom gaan leef. En die oomblik as ons hom innooi om ook in ons hart sy krib te vind, dan begin alles rondom ons anders lyk. Dan kyk ons met nuwe oë. Dan los ons die ou dinge van die verlede. Dan leef ons met 'n passie vorentoe, want ons weet waarheen is ons op pad. Maar die wonderlikste en die lekkerste is om te gee. Maar het jy al vir die een wie se geboorte dit is en wat ons vier, sy geskenk gegee? Hy sê, hy stel nie belang in al die ander geskenke nie, hy stel net belang in een geskenk. En dit is jou en my hart. Het jy al vir hom gesê, Here, hier is my donker hart. Kom Heilige Gees, maak my nuut. Laat u goddelike lig inskyn in my hart. Verdryf die donker. Vul my met alles wat u is, u liefde, u lig, u lewe, u alles. Sodat ek ook elke dag 'n lig kan wees vir almal rondom my, wat ook die duisternis in hulle lewens, in hulle harte kan verdryf. Die Here seën vir jou. Shalom. Soos wat die herbergier vir Josef en Maria ingenooi het in sy stal, sodat Jesus krib kon kry, wil ek u ook vanoggend innooi in die stal van my hart. En Here Jesus, ek wil ook my hart vir u gee as krib,
Vanoggend wil ek, Heilige Gees, die gordyne van my hart wyd ooptrek, sodat U ook vir my kan lei en kan wys, wat is die donker in my hart, wat nog moet plek maak vir U wonderbare lig van liefde en genade. Hier is my hart, Here Jesus, ek gee dit vandag vir U tot troon. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewelig. Sakke vol seën vir jou en hê 'n wonderlike week. Leef tevrede.